Nersa keer 'n verhoging in kragtariewe voor en Israel se president lê besoek af in Australië na die Bondi strand terreuraanval in Desember 2025. Goeiedag, ek is Dian van der Berg, baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Die nasionale energiereguleerder Nersa het Eskom se besluit om 'n bykomende R54,7 miljard oor die volgende 2 jaar van verbruikers te verhaal goedgekeur. Die besluit volg na 'n regstelling van 'n vroeëre berekeningsfout deur die reguleerder. Hoewel die kragreus aanvanklik op meer as R100 miljard aangedring het, het hy tot die skikking ingestem. Volgens Nersa se woordvoerder Charles Glebela sal tariewe vanjaar met 8,7% styg, gevolg deur 'n verdere 8,8% aanstaande jaar. Die bykomende inkomste sal in fases toegepas word waar R12.000 miljard in die 2026-27 finansiële jaar verhaal sal word en R23 miljard in die 2027-28 finansiële jaar. Die presidentsie sê sy besluit om soldate van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag uit die Demokratiese Republiek die Kongo te onttrek, is weens die behoefte om die weermag se hulpbronne te konsolideer. President Cyril Ramaphosa het die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres reeds van die besluit ingelig. Suid-Afrikaanse soldate word reeds sedert 1999 na die VN se missie in die DRK ontplooi. Die land het egter besluit om sy magte te onttrek, maar sê bilaterale betrekkinge met die DRK sal steeds onderhou word. Die Wes-Kaap het optrede begin om die verspreiding van back-and-closure in die provinsie die hoof te bied. Dit sluit polisie padblokkades in om die beweging van vee te beheer. 320 afsonderlike uitbrekings van die siekte is sedert verlede jaar in die land aangemeld. Die Wes-Kaap is nog nie 'n brandpunt nie, maar R100 miljoen is bewillig om diere in te ent. Van dese week se inentingspunt is Mossel Bay, waar nog 'n voorval van die siekte aangemeld is. Die DA het die minister in die presidentsie, Sindisiwe Chikunga, veroordeel omdat sy Vrydag aand die 47ste herdenking van Iran se islamitiese revolusie bygewoon het. Die party meen dit is 'n oortreding van die land se grondwetlike waardes en buitelandse beleid. Die herdenking is by die Iranese ambassade in Pretoria gehou. Die DA sê Chikunga se teenwoordigheid toon steun vir Iran se regime, ondanks berigte van gewelddadige optrede op teenregeringsbetogings. Die party meen dis ironies dat die minister van vroue met 'n regering meng wat daarvan beskuldig word dat hy menseregte skend. Israel se president Isaac Herzog sê mense van alle gelowe sal die boosheid oorkom nadat hy 'n krans ter nagedagtenis aan die 15 slagoffers van die skietaanval tydens 'n Joodse fees by die Bondi strand in Sydney gelê het. Herzog was op 'n streng beveiligde 4-daagse besoek aan Australië om die Joodse gemeenskap te ondersteun. Hy het 2 klippe uit Jerusalem by die gedenkplek neergelê as simbool van herinnering. Die vermeende skieter is deur polisie doodgeskiet, terwyl sy seun teregstaan op aanklagte van terrorisme en 15 aanklagte van moord. Die Australiese eerste minister Anthony Albanese het vir respek gevra en sal saam met Herzog die families van die slagoffers besoek. Dit bring ons aan die einde van vandag se nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so. Hierdie nuusbulletin is met trots geborg deur Bergvallei Aftreeoord.